Welkom terug by ons meesterklas. In die vorige les het ons gesien hoe Italiaanse duikwerk gestagneer het by hawepoorte, vasgevang deur 'n dekreet van 1997 wat duidelik nie meer met die industrie se pas kon tred hou nie. Vandag ontleed ons die groot omwenteling wat alles verander het. Rachel, ons ry suidwaarts in die rigting van Palermo. Presies, Jake. Die tydperk tussen 2001 en 2016 was 'n dekade van ongelooflike beroering. Terwyl nasionale wetgewing in Rome stil gebly het, het die globale mark vir industriële duikwerk 'n nuwe taal begin praat. Maatskappye soos Eni, Saipem en Enel het vereistes in hul tenderdokumente begin insluit, wat niks te doen gehad het met die ou 1979 dekreet nie. Hulle het gevra vir IMCA-sertifisering, IDSA-standaarde en Diver Medic kwalifikasies. Dit klink soos 'n totale kortsluiting. Aan die een kant het die staat slegs die hawebegeerte tegniese onderwateroperateur erken. Aan die ander kant het die energiegigante duidelike vereistes gestel. As jy nie gesertifiseerde opleiding volgens internasionale standaarde het nie, gaan jy nie by ons aanlegte in die water nie. En dit is presies in hierdie wetgewende magswakum waar die Cecilia aan se reëge strategiese geleentheid raak gesien het, is dit nie. Alles het in 2011 versnel. Cecilie, dankse sy statutêre autonomie, het besluit om in die riglyne vir beroepsopleiding die eksplisiete verwysing na IDSA-standaarde in te sluit. Dit was die eerste ware wetgewende skakel. Maar die werklike revolusie was streekswet 21 April 2016, nommer 7. Dit was nie net 'n streekswet nie, dit was 'n ware industriële manifest. Dit is noodsaaklik om die tegniese besonderhede daarvan te verstaan, want dit is waar die duiker se lewe verander het. Artikel 1 van Wet 7 definieer uiteindelik wie die professionele persoon in industriële duikwerk is, deur die ISTAT-klassifikasie te gebruik en inshore, offshore en binnelandse wateraktiwiteite in te sluit. Maar die ware meesterstuk is artikel 2, wat die beroep verdeel in 3 duidelike hiërargiese vlakke, presies soos in die res van die wêreld gebeur. Kan jy hulle beskryf? Sekerlik. Die eerste vlak is die inshore diver, verwerk tot 30 meter. Dan die tweede vlak, offshore air diver, ook genoem top-up, verwerk tot 50 meter. En laastens die derde vlak, offshore sat diver, die diepseeduiker wat in versadiging bo 50 meter werk. Vir die eerste keer in Italië het 'n wet swart op wit geskryf dat jy 'n geslote klokstelsel en spesifieke opleiding nodig het om 'n versadigingsduiker te wees. Die 1979 dekreet het in vergelyking daarmee soos prehistorie gelyk. Maar die werklike innovasie, die een wat die probleem van die werker se naspeurbaarheid opgelos het, is artikel 4, die instelling van die telematiese register en die naamkaart. Voorheen moes jy 'n papierlogboek wys om te bewys wie jy is, wat dikwels onleesbaar was. Met die Cecilie-model het elke operateur 'n digitale kaart en 'n progressiewe nommer. 'n Werkgewer in Londen of Aberdeen kon aanlyn verifieer of daardie duiker werklik gekwalifiseer is. Dit was 'n generasiesprong. Rachel, daar is 'n aspek wat baie vergeet, die regstryd. Toe Cecilia hierdie wet goedgekeur het, was daar 'n werklike risiko dat die staat dit sou betwis weens oorskryding van bevoegdheid, deur 'n wetgewende veld te betree wat nasionaal moes gewees het. In plaas daarvan, in die Raad van Ministers nommer 121 van 2016, besluit die regering om nie die wet te betwis nie. Dit is die finale groenlig. Cecilia word amptelik die regulasiebedryf van Italië. In ons vorige les het ons gepraat oor hoe die 79 OTS 'n gevangene van die hawe was. Met Wet 7 van 2016 word die OTS 'n globale professionele persoon. Hy kan inshore werk vir haweowerhede, maar kan ook mik na die groot offshore werkskepe of boorplatforms, want sy opleiding word nou deur die internasionale industrie erken. Dit is 'n ware emansipasie. Tog Jake het 'n probleem oorgebly. Sicilië was 'n gelukkige eiland, maar wat van die res van Italië? Die ander streke en die sentrale staat het steeds toegekyk. 'n Stelsel met 2 snelhede is geskep. Diegene wat in Sicilië opgelei is, was tegnisie van die toekoms,
terwyl diegene wat by ander hawe-owerhede geregistreer het, vasgebonde gebly het aan die ou 1917 skema. Dit was duidelik dat die Sicilië-model nie beperk kon bly nie. 'n Brug was nodig om hierdie moderniteit na 'n nasionale vlak te bring. 'n Staatswet was nodig wat nie net opleiding dek nie, maar wat praat oor veiligheid, infrastruktuurbeskerming en nuwe tegnologieë. Evolusie was onvermydelik. En dit is hier waar ons storie voorberei vir die finale hoofstuk. In 2026 besluit die Italiaanse staat om weer die verhoog in te neem deur die Siciliaanse les te leer en dit op 'n selfs groter skaal te projekteer, die van nasionale veiligheid. Ons sal hierdie epochmakende sprong in die volgende les bestudeer. Vir vandag, as hierdie bespreking u insig gegee het, deel dit asseblief met ander.